Goeienaand. Kom leer by die dassies. In Spreuke 30 vers 24 staan daar: Daar is 4 goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Mure is nie sterk nie, en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Dassies het nie veel krag nie, en tog maak hulle hulle tuis tussen die rotse. Dassies is nie sterk nie. Hulle is die heeltyd op hulle hoede. Daar word 'n brandwag uitgesit om fyn te kyk en die ander dadelik te waarsku as daar gevaar kom. Hulle oorlewing het te maak met hierdie vroegtydige waarskuwing, sodat hulle tussen die rotse kan invlug. Hulle oorlewing het daarom ook te maak met die feit dat hulle nie alleen is nie. As een waarsku, skarrel almal tussen die rotse in. Dassies kan hulle self nie beskerm nie teen hulle natuurlike vyande soos arende, luiperds of jakkalse nie. Hulle tande is gemaak om blare en wortels mee te vreet. Hulle het nie kloue of naels waarmee hulle kan terugveg nie. Hulle het kussentjies onder hulle voete wat hulle in staat stel om teen die rotse uit te klouter. Tog is hulle buitengewoon slim. Hulle wysheid lê juis daarin dat hulle betyds wegvlug vir gevaar. Hulle hardloop tussen die kranse en die rotse in. Wat leer ons daaruit? Dassies soek hulle skuiling en hulle beskerming nie in hulle self nie, maar in iets buite hulle. En so moet dit met ons ook wees. Ons moet besef dat ons krag nie in onsself lê nie. Ons kan onsself nie bo hou en onsself nie beskerm nie. Ons het beskerming van buite nodig. Ons het skuiling by iemand nodig wat soos 'n rots en 'n bergvesting is. By die Here. Die digter van Psalm 31 besef dit. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. My krag lê in die Here, by wie ek kan gaan skuil. Die tweede les by die dassies, en dit sluit die nouste hierby aan, is dat die dassies tussen die rotse woon. As die rotse hulle skuilplek is, dan maak dit sin dat die dassies sommer daar sal bly ook. Hulle gaan by ook nie te ver weg van die rotse in die oop veld nie. Dit maak hulle weerloos. Hulle maak hulle tuis tussen en bo op die rotse. En as die gevaar kom, dan gaan soek hulle nie eers na die rotse nie. Hulle hoef ook nie te ver te hardloop om by die rotse uit te kom. Nou, as die Here dan ons rots en ons skuilplek is, dan bring die wysheid van die dassies ons voor die vraag oor hoe ver ons van die Here af lewe. Dit vra hoe ver ons bedags van hom af wegdwaal in hierdie gevaarlike wêreld in. Dit vra hoe ver ons in die donker van die nagte van die Here af lewe. Dit vra of ons by wyse van Spreuke ons huis in die nabyheid van die Here bou. Die gelowige mag glo dat God deur Jesus Christus in sy gees in ons harte kom tent opslaan. Hy is nooit ver van ons af nie. Ons hoef hom nie te gaan soek as ons in die moeilikheid kom nie. Hy is by my, in my, altyd daar. Wat 'n voorreg. Maar dit bring ook 'n verantwoordelikheid mee om by wyse van Spreuke naby die Here te bly, in hom te glo en vanuit sy nabyheid te lewe. Om altyd sy nabyheid te soek, te vra, daarvoor te bid. Om doelgerig, doelbewus in sy omgewing te lewe, by hom tuis te wees. Dan as die gevaar dreig, dan is ek by die rots, by wie ek skuiling vind. Bly dus sommer, saam met die ander gelowiges, in die veilige teenwoordigheid van die Here. En dan as die gevaar dreig, en ander jou waarsku, dan vlug jy sommer net na waar jy in alle geval is, in die teenwoordigheid van die Here.
Dit leer die dassies ons. Goeienaand.